Heartbeat FM en is ingeskakel by Huishart. Dit is dan nou elke Vrydag tussen 9 en 10 en dan Woensdae ook. En welkom weer eens in die ateljee. Twanet, soos Twak. Ek wil nie graag jou naam met Twak vergelyk nie. Maar welkom by Heartbeat FM Twanet. Dit is lekker om jou weer hier te hê. En ons het Woensdag lekker gesels en gehoor van jou lewe. Dit was regtig merkwaardig en die internet gons absoluut. Mense wil net meer weet, mense wil net weet hoe kan hulle jou in die hande kry en daar's soveel mense wat net sê wat 'n wonderlike getuienis en dit bring hoop vir mense reg oor Suid-Afrika. So ek is regtig opgewonde om te hoor wat jy vir ons vandag gaan sê. Dis my so voorreg. Môre geliefdes of goeiedag geliefdes. Dis vir my absolute voorreg om hier te wees en dit is my so lekker dat hierdie program se naam is Huishart. Want hart is ons liefde en God is liefde en wanneer ons liefde het, dan sien ons om 'n kans vir 'n klomp goed. So dis vir my wonderlik om te kan deel vandag wat die Here vir my geleer het en steeds leer en wat in my lewe aangaan. So ek wil vandag kom deel oor aanvaarding. Yes. Ek dink as ons regtig eerlik is, roekeloos eerlik, dat elke persoon op die einde van die dag net aanvaarding wil hê. En die goeie nuus is, by Papa God is ons almal aanvaar, 100%. Sy liefde is so onvoorwaardelik. En dis wat ons moet leer, want ons is eintlik, as ons nou baie eerlik is, baie voorwaardelik met liefde. Dit is so. Want as jy, sal ek. Ja. Maar jy het nie, so ek gaan nie. Amen. En ons moet ons menslike natuur elke dag laat sterf, sodat ons kan lewe in die goddelike natuur wat God vir ons eintlik gegee het. Sure. En ons moet besef dat ons geesmens Ja. is baie sterker as ons vleesmens. Verseker. En ons het nodig om hierdie omkeer te maak. Ja. Want ons voer ons vlees so maklik. Maar wanneer ons in die gees vloei, dan is daar lewe. So. En so een van die goed wat ek geleer het, is dat wanneer ons oordeel, dis 'n moeilike een daai, want ons almal oordeel van die môre tot die aand, as ons nou roekeloos eerlik is. Dis waar. En die ding is, ons moet beoordeel. Ons kan ons nou nie maak of goed nie bestaan nie. En ek noem dit daai akkurate sien van 'n ding. So ek sien dit, maar wat doen ek daarmee? Want as mense is ons geneig in ons vlees om hierdie bordjie op mense te hang. Ja. En ons identifiseer hulle met waardeur hulle gegaan het. Maar dis nie noodwendig die waarheid nie. Dit is 'n proses waardeur hulle gegaan het, maar ons groei almal. Nou ek het hierdie gesegde, ek's ergens in die toekoms en ek lyk baie beter as wat ek nou lyk. En ek sê dit oor en oor, want eintlik is dit die waarheid. Goeie God sien ons, ja. nee? Ja. Hy sien ons ergens in die toekoms, waar ons baie beter lyk as wat ons nou lyk, want ons groei, ons leer. En soos ons ook gepraat het, die verskil van wysheid en kennis. Daar's te veel kennis in die wêreld, maar te min wysheid. Sure. Want ons pas nie toe wat ons leer nie, en dan staan ons nou nie wysheid nie. En soos wat ek leer, probeer ek ander leer. En ek besef die verantwoordelikheid in my lewe, om nie 'n hypocrite te wees nie, maar om dit te moet toepas wat ek leer. En dis 'n proses. Sure. So een ding wat ek besef het, is die vyand wat verhoudinge wil opbreek. Hy is mos die dief. Wat doen 'n dief? Hy steel. Amen. Hy steel, hy slag, hy verwoes, Johannes 10 vers 10, hè? Maar Jesus sê, ek het gekom om vir jou lewe en lewe in oorvloed te gee. So ons kan nie vashak net by die steel nie, maar ons moet ook ons oë oopmaak en sien, wat is die strategie van die vyand? Want hy steel verhoudinge, waar hy die persoon die vyand maak, in plaas van dat ons saam die vyand veg ons mekaar. Ja. En ons verloor, elke liewe keer. En dit maak my eintlik kwaad, want die woord sê, ons is meer as oorwinnaars. Ja. Maar daarmee saam moet ons dan nou sien, wat in my lewe aangaan. Hoekom hou hierdie patroon in my lewe aan? Is daar iets wat ek gesaai het, wat ek dalk nou maai? En is daai iets se naam dalk oordeel? Sure. Want as ons kyk in Matteus 7, praat dit van, moenie oordeel nie. Ja. Want die mate waarmee jy oordeel, Ja. en mense veroordeel, met daai selfde mate, gaan jy gemeet word. Sure. Ek sê altyd, if you have a need, sow a seed. En daardie wat ons saai, deur te oordeel, daai ding kom terug op ons. En dan moet ons 'n bietjie kyk, hierdie wat nou met my gebeur, as iemand my so veroordeel, en as mense lelike goed van my sê, wat dalk nie eers waar is nie,
is dit dalk 'n oes wat ek nou kry as gevolg van wat ek gesaai het in iemand anders se lewe? Sjoe. Of is dit hulle wat nou oordeel saai in hulle eie lewe? Want ons wil onsself die hele tyd so regverdig. Ons wil alles wat almal vir ons sê, wil ons regverdig. Dis mos nou nie lekker as Ja. mense lelike goed van jou sê nie. En jy weet Richard, ons wat nou so half in die openbaar 'n stap vat. Ja. Dis 'n groot ding. Dit is. Want daar's mense wat verskillende opinies gaan hê. Natuurlijk. En dis oukei. Ja. En nie almal gaan van ons hou nie, maar dis ook oukei. Jesus hou van ons. Ja. En dis al wat tel, Ja. nê. Maar om te verstaan dat ons moet stil raak. Ons moet stil raak by die Here partykeer en kyk, hoekom lyk my lewe soos hy lyk? Sjoe. Is daar saad wat ek gesaai het wat ek miskien na Papa God toe moet vat en sê, "Sjoe, ek is jammer. Ek besef my tong was te Ja. los. Sjoe. Ek het te vinnig geoordeel." As ons kyk wat sê God in sy woord in Samuel sê hy duidelik. Hy sê vir Samuel, moenie kyk na die uiterlike van Saul wat jy sien nie. Ja. Jy wil hierdie uiterlike koning kies op hoe hy lyk. Maar ek kyk na die hart, sê God. Ek kyk nie na die uiterlike nie. En daarom kan ons leer dat ons mense na hulle harte soek. Wat gaan in sy hart aan? Jy weet as ek vir jou iets sê en jy kom Twanet, jy het nou regtig vir my iets lelik gesê en ek het dit nou sleg opgeneem. Dan kan ek vir jou sê, Richard, ek is so jammer. Ja. Dit was regtig nooit in my hart nie. Ja. Want jy sien, ons wil hê mense moet ons oordeel oor wat in ons hart is, maar ons doen nie dieselfde met hulle nie. Ja. Want in my hart het ek dalk niks lelik bedoel nie. Ek het Nee. eintlik 'n goeie hart. Nee, My mond is nie so goed nie, maar my hart is goed. Of my aksies is nie goed dis nie. die waarheid. Ja. En jy weet Richard, een ding wat ek ook sê, ek het sulke gesegdetjies. En die een ding wat ek ook sê is, jou woorde gee jou weg. Ja. Dis so. Ons kan dit sien by Petrus. Ja. Toe hy Jesus verloon het en daai slawe meisie vir hom gesê het, nee. Ek hoor jou. Ek hoor hoe jy praat. Jy's een van sy volgelinge. Ja. Dis eintlik so 'n mooi kompliment, Sure. nê? As ons woorde kan weggee wat wie ons dien. Maar Ja. ek sê vir jou Richard, jy weet soos ons in hierdie dorp loop, dan hoor mense praat en ek kan dadelik hoor jou woorde gee jou weg. Ja. Hoe naby is jy aan Jesus? Hoe praat jy Ja. met jou man? Sjoe. Hoe praat jy met jou kinders? Wow. Watse woorde dra jy? Want dit wat binne is, Ja. kom by ons mond uit. Kom uit. En ons weet mos nou, Spreuke 18:21 dat lewe en dood is in die Ja. mag van die tong. Ja. En die wat dit spreek, sal sy vrug eet. So ons moet ons woorde in lyn bring met Ja. God se woord. Sjoe. En dis weer waar oordeel inkom. Ja. Nou wat doen ons? Jy weet daar's twee koninkryke. Dis of Jesus Ja. of Satan. Ek gee nou nie om wat se ander naam jy vir hom gee nie. Ja. As dit nie Jesus Christus van Nasaret is nie, Ja. is dit die verkeerde koninkryk. Ja, dis so. Daar's net twee. En so in die koninkryk van lig is daar barmhartigheid en genade. In die koninkryk van die donker is daar net oordeel. Sjoe. Wanneer ons oordeel, is ons so geneig om mense te blame. Ja. In Engels klink hy lekker. Blame, shame en pyn. Ja. Hulle rym so mooi. En dis wat ons doen is, wanneer ons iemand oordeel, veroorsaak ons pyn. Ons kla hulle aan. Ons sê goed van hulle. Nou Richard, as jy iets aan my gedoen het, wat oordeel verdien, maar ek bewys aan jou genade, gaan dit ons verhouding nader aan mekaar bring, of gaan dit ons verhouding uitmekaar uitstoot? Nader. Verseker. Ja. So, dis Jesus. Ons verdien die oordeel, Dit is so. maar hy gee genade. En dis waar ons moet nou by hom leer, want Jesus is ons voorbeeld. Sjoe. En so as ons kan leer om liewer die oordeel aan hom toe te laat. Want hy sê, hy gaan beoordeel en hy gaan veroordeel, dis sy rol. Dit is. Ons mag nie daai doen nie. En ek sê altyd vir die mense, luister, Heilige Gees posisie is gevul. Ja. Ons hoef hom nie te vul nie. Ja. Hy weet wat hy Ons doen. probeer. Nee, asof ons, Here, kan ek jou gou help met hierdie een? Maar ons vertrou Heilige Gees om namens ons op te staan. Ja. En ons nie onsself te hoef te verdedig die hele tyd nie. Maar dat ons leer die gevaar van oordeel, want oordeel is sonde. Ja. Nou as mens het ons vlakke van vergelyking met sonde, maar God nie. Ja. Hy het een standaard Ja. en dis perfeksie. Amen. En daarom kon net Jesus
daardie standaard vervul. Nie eers in woorde of dade of gedagtes het hy ooit gesondig nie. Sure. En dis hoekom ons so ver kort skiet, Ja. wat ons doen. En ons kan amper nie identifiseer dat moord en steel en slag en al daai dinge dieselfde is as skinder Ja, sure. of oordeel. Nee, dis jy mis dit. Ons mis dit of jy nou by 'n myl of 'n minuut, jy mis dit. En daarom het ons nodig om te besef my oordeel is net soveel sonde as Ja, dit wat aan sure. my gedoen is. Wow. Daardie persoon het dit aan my gedoen, maar ek kan hom nie oordeel nie. Ek moet vir God vra. Ek sê altyd skinder boontoe. Ja, ja. Skinder boontoe en sê Ja. Jesus, hierdie is die reggie. Sal jy dit kom regstel? Ja. Sal jy my advokaat wees? Sure. Sal jy my saak stel? En dan is die sleutel om te wag dat God dit doen. Want ons so vinnig inspring en party van ons 'n bietjie meer woorde as ander, nê. Nee. Yes. Ons is 'n bietjie vinniger met daai woorde. En om dan te leer om te sê be still and know that I am God. Psalm 46 vers 10, wees stil. Sure. Wag vir die Here. Hy weet wat hy doen. En dan altyd een van my gunsteling versies is Jesaja 60 vers 22 wat hy sê: Ek op die regte tyd sal ek dit maak werk, sê die Here. Ja, So ons moet vir hom wag. sure. Maar ons het nodig om vandag se woord wat ons hoor. Ek glo die Here wil in elkeen van ons Ja, sy hart sê, staan 'n bietjie stil hierby. sure. Waar het jy gesaai in oordeel en waar moet ons dan nou kom en sê, Abba, ek is jammer. Ja, Ek is so dankbaar vir God se woord. 1 Johannes 1 vers 9 dat wanneer ons ons sonde bely, is hy getrou en regverdig Amen. om ons te vergewe en skoon te was Ja. van alle sonde en ongeregtigheid. Dis my altyd so lekker. Ek sit sommer by. As alles is, dan is dit hierdie. So dan word ek van dit ook vergewe. Sure. En dan om daai vergifnis te vat. En daai vergifnis ons eie te maak. sure. En sê Here, dankie. Daardie saad wat ek gesaai het van oordeel, verwoes nou daai oes, Here. Sure. Stuur die gees van God se vuur en verbrand daai oes. Wow. Dat dit nie my deel is nie, dat dit nie op my sal kom nie. En Here, dankie dat ek kan leer om die oordeel aan U toe te laat. Sure. So dit het my lewe baie verryk om liewer daai genade te betoon, om verhoudinge te verbeter. En wat ek altyd sê, your exit determines your entrance. Sure. Hoe ek uit 'n verhouding uitstap, Ja, gaan bepaal hoe die verhouding weer kan opgetel word ja, in elkeen van ons se Ja. lewe. En as ons soos Jesus wil wees, dan is daar baie goed wat ons moet laat gaan. ja, dis waar. Goed wat onregverdig is, goed wat ons wil regstel. Maar geloof is ons vertroue. Dit is so. En die hoop beskaam nie. En ek weet baie mense het miskien hoop verloor. Ja, As jy hoop verloor het in 'n verhouding met 'n kind of 'n geliefde of in 'n huwelik, wil ek vandag vir jou sê, hoop beskaam nie. Want wat Ja. is geloof? Is om te hoop. Ons glo Ja. dit wat ons hoop gaan werk. Dit gaan realiseer. En om God op sy woord te vat. Ja. Sê Abba, U woord sê dat U woord nie kan leeg terugkeer nie, want U is die woord. sure. En soos wat ons die woord glo Mm, en die woord toepas ja, in wysheid, ja, saam met God werk. Sure. Kyk, daar's 'n deel wat ons moet doen, hoor. dit is so. Ons kan nie laat God alles doen nie. Ja. Hy het gekies om deur ons te werk. Ek Amen. verstaan nog steeds nie hoekom nie, want hy kan dit in 'n oogknip doen. Baie beter as enige een van ons, Dit nê. is so. Maar hy wil deur ons werk. Hy het Ja. gekies om te wag dat ons bid Sure. sodat hy kan optree. En dit bring my by Daniël 10. Vandag wil ek sê, geliefde, die Here hoor jou. Ja, Hy sê vir Daniël in Daniël 10, toe jy die eerste keer in geloof gebid het ek jou gehoor sure. en ek het reeds begin Wow. beweeg. Wow. Ek het gestuur daardie antwoord wat moet kom. Nou wel, daar's 'n stryd 21 dae met wat? Geestelike oorlogvoering voordat daai antwoord kon realiseer, nê. Nee. Daar was 'n geveg. En ons moet besef hoe meer ons bid, hoe meer krag is dan die Gees om daai antwoord deur te bring. Sure. En daarom moet ons saam staan, saam bid
Ek sê altyd hou op skinder by mekaar en skinder boontoe, want ons kan baie praat. Ja. Maar as ons daai gebed saak maak, Ja. gebeur daar goed. Sure. Skuif daar goed in die gees sodat die antwoorde kan deurkom. En so. dis die hoop Sure. om saam met God te doen. Ons deel Ja. en hy sy deel. Wow. Ja. Al wat ek kan sê is wow. dis dis merkwaardig die proses wat die Here ons deurvat. Ek het al vir die Here gevra, wat is dit in ons wat so krities is, wat so na mense kyk en hulle wil altyd meet en ek kyk selfs in die kerk, ek het vir soveel jare het ek was die assistent pastoor van die kerk en ek het die kerk basies bestuur, die tesourier en baie van die dinge bestuur en toe my skoonpa nou oorlede is, nou sê die Here vir ons moet gaan na 'n ander gemeente toe. Nou sit ek in die gemeente en die grootste stryd wat ek gehad het vir die eerste jaar is om nie die heeltyd te oordeel alles wat hulle doen nie. O ja. Die heeltyd te kyk na alles en te sê, wie wat ek sou dit nou so gedoen het en ek sou dit nou so gedoen het. En toe praat die Gees van die Here met my en hy sê vir my dat die God natuur in ons wat nou as gevolg van die sondeval korrupt is deel van hierdie begeerte om te probeer dinge beheer, dinge verander. So dis die natuur van God eintlik, maar wat nou obviously in die sondeval het daar 'n bietjie skade gekom. Dis nie meer perfek nie. Ja. En nou manifesteer dit in daai begeerte wat ons het om die wêreld om ons so te beheer. Ja. So dit beteken vir my ook baie wat jy sê, want ek weet ek vra vir die Here nou die dag, vra ek Here, wat maak ek in die kerk? Ja. Ek sit nou al 'n jaar hier, doen bietjie berading, doen bietjie dit, Ja. doen bietjie, maar Here, wat maak ek eintlik hier? Daar's Sure. soveel meer wat ek gewoond is om te doen in die lokale kerk. Sure. En die Here sê vir my, jy leer om ontslae te raak van jou kritiese gees. Sure. Ja, jy weet Richard, dis en ek hou daarvan dat jy so roekeloos eerlik is en dit kan erken en bely. En dit dink ek amper is die begin van genesing, van deurbraak, Ja. nê. Want weet jy wat het die Here ook vir my gewys? En dit is vir my so interessant. Ons het glad nie vooraf gepraat nie, maar jy hierdie nou noem, want hier kom ons nou by nog 'n kom ons noem dit 'n struik wat die vyand vir ons kan stel, is trots. Ja. Want jy sien wat ons nie altyd besef nie, is teleurstelling is eintlik ook oordeel. Ja. Want ek het 'n verwagting Ja. en nou voldoen jy nie aan daai verwagting nie. Jy stel my teleur. So ek oordeel jou eintlik, Ja. nê? Nee, kom ons weer beoordeel. Ja. En ek sou dit beter gedoen het. Ag, kom ons wees nou eerlik. Ja. I've got this. Ek kan Ja. hierdie nou beter gedoen het as Ja. jy. En jy sien, dis die ding, dis bietjie trots. Dis baie. En trots is die ding waarvan ons hou om te Nee, praat. Want dis ons so. is nie trots nie. Ja. Liefie, die oomblik wat jy dink jy het nie Ja. trots nie, is dit trots. Nee, kyk, hy slat vir ons op die neus, nee. En ek dink dit is goed dat ons mekaar so 'n bietjie af en toe herinner. Kom ons kyk weer 'n bietjie na daai afdeling. Is daar nie 'n bietjie trots nie? Ja. En die ding met 'n verwagting, ek in Engels sê ek, expectation is a setup to get you upset. Ja. O, is jene, so. die oomblik wat jy hierdie verwagtinge het, Ja. kan jy baie maklik teleurgesteld raak. Ja. En daarom weer eens, wanneer ons so die mekaar raak en wanneer alles die mekaar is, dan sê ek altyd daai skrif wat die Here sê, jy sal vrede hê, 'n perfekte vrede, Ja. wanneer jy oë op my weer sit. Sure. Want wanneer ons na mekaar kyk en omstandighede kyk, raak dit alles onderste bo en agterste voor. Ja. Maar wanneer ons opkyk, dan is dit asof alles weer duidelik raak. Wow. Ons kan net weer fokus op dit wat regtig belangrik is. En wat is dit? Liefde. Ja, dis waar. Liefde. Ja. Wanneer daar liefde is, nie voorwaardelik nie, Ja. maar sy liefde, daai agape liefde. En dis waarna ons strewe, Sure. is om trots neer te lê. Ja. Dis nou mooi, dis jy leer nou om jou kritiese gees neer te lê. Ja. En dis die proses wat ons het van neerlê en dan is dit so mooi. En kyk, ek weet nie of ek dit al gesê het nie. Ek praat so baie. Maar ek voel wanneer ons in 'n gebed ingaan en ons loop dieselfde uit as wat ons ingeloop het ons net gekla. Ja. Ons het nie gebid Sure, nie, Dit is so. want in sy teenwoordigheid verander goed, Ja. nê? Ons Dis vat so. ons ding en ons kry iets anders. Hy sê, hy gee vir ons 'n vreugdevolle gees. Ja. En hy gee vir ons lofprysing vir die gees van swaarmoedigheid. Ja. So dit beteken gee vir, Ja. né? Jy moet ietsie neerlê en dan stap jy met iets anders uit. Sure. En dit is wanneer ons regtig intree in gebed en sê Here, hier bring ek trots. Sure. Ek is jammer en ek stap uit met nederigheid.
Paulus sê dit so mooi in die Engels, the love of Christ compels me. O ja. Jy weet, en ek kan sê in bediening, wat compel jou, wat Ja. dryf jou? Ja. As jy 'n kerk het, as jy 'n gemeente het, as jy in die bediening is, wat dryf jou? Ja. Selfs radio-omroepers, Ja. my mede-kollegas op Heartbeat FM, wat dryf jou? Hoekom Ja. kom sit jy hier? Is dit jou ego? Is dit jy wil graag famous wees? Waarvoor is jy Ja. hier? Of is dit Ja. die liefde van die Here wat jou Ja. dryf? En meer die laaste paar jaar sien ek, soos ek ouer raak ook en deur hierdie dinge werk Here. Hy sê compel. Toe sê daai woord het die Here so 2 weke terug toe sê hy vir my, So, as die Heilige Gees op jou kom en sê compel, ja, compel. compel. Kom ons doen hierdie ding. Hy compel ons, Ja. nee. So compel So. en dan vloei ons met hom in dit wat hy wil doen. Dit is my so Wow. lekker en dis hoekom ons dit doen. Ja. Ons doen dit nie in ons eie krag nie. Ons dink Ja. dit is 'n goeie idee nie. Is dit goed of is dit God? Ja. Ons moet altyd So. seker maak want 'n goeie ding is nie altyd God nie. Ja. Ons kan besig wees met die dinge van die Here en dan vergeet Ja. ons die Here van die dinge. Ja. En wat jy nou vra en sê is die volgende. Alles wat met ons gebeur is nie altyd goed nie. Ja. En daar is dinge wanneer ons nie die ander kant kan draai nie. Natuurlik. Want daar is 'n ding soos abuse. Dit is so. Okay? En so ons en dis my so mooi Richard wat jy gesê het is wat sê die Here? Moet ek in hierdie situasie die wang draai Ja. of moet ek in hierdie situasie moet ek optree? Ja. En die ding met konflik. Kyk almal haat konflik. Dis nie 'n lekker ding nie. Maar konflik hoef nie negatief te wees nie. Dis so. Konflik is eintlik ek wil my hart met jou deel. Hierdie het tussen ons gebeur, hierdie is hoe ek dit ervaar. Dis my ervaring. Is dit wat jy bedoel het? Is dit wat in jou hart was? Want ek voel nie seker oor wat hier gebeur het nie. En baie keer is dit dat ons persepsie verkeerd is, nee, ons perspektief. Want soos wat my pa, wat met my gebeur het, hoe ek ervaar het, hy opgetree het, was nie noodwendig in sy hart nie. Ja. En sien, het ek geoordeel. Vir jare, Richard, Sure. jare. Ek meen op 50 het my pa die eerste keer vir my met my verjaarsdag gesê hoe trots hy is op my, hoe dankbaar hy is vir wat Jesus in my lewe doen. Ja. Vir al daai jare het ek nie daai verhouding met hom gehad van hoe positief hy gevoel het oor my nie, want my persepsie was verkeerd. Sure. Ons het nooit daai konflik bespreek nie. Ons het nooit daai wanpersepsie bespreek nie, want ek het hom geoordeel. Ja. En ek moes dit by die Here se voete uitsorteer. So ek voel regtig dat baie mense word in hulle verhoudinge gekortwiek as gevolg van onbeleide oordeel Ja. en selfs nie, en dis die ding wat ons sien met wanneer daar deception is. Ons kan dit nie sien nie, daai blinde kol wat jy nou ook van Ja, gepraat het, nê. ja. As ons wat is 'n blinde kol? Jy's blind vir hom. Ja, jy kan hom nie sien nie. Ek kan nie. Nou kan jy kwaad raak vir 'n blinde man wat nie 'n reënboog kan sien nie. Nee, want hy kan hom nie sien nie. Ja. En dis waarom wat ek regtig love is wat die Here sê sy woord is 'n spieël. Sure. Ons moet in daai woord kyk. Wow. Hoekom lees ek wat ek lees? Kyk, as ons aan die derde keer oor oordeel hoor en lees, is dit dalk iets wat ons dan moet kyk. Ja. Nee, so ons sien dit in die woord en die Here wys, kyk hier liefie, hierdie wat jy in jou lewe sien lyk nie soos die woord nie. Dan het ons nodig om te sê Here, daai blinde kol, help my om te sien. Sure. Almal van ons het blinde kolle. Ja, dis waar. Ons hou nie daarvan om dit te weet nie. Maar dan sit 'n bietjie trots wat moet gaan en dis waar die humble inkom. Ja. Waar hy nederigheid moet inkom. Want sê Here, ek sien, ek het nodig om hierdie vir U te gee. Maar wat ons ook moet waak teen is om dan nie veroordeel te word deur die vyand nie en Ja. selfveroordeling. Ja. Dis een van die moeilikste goed in die lewe. Dit is. Want jy sien, ek ervaar, as ons kyk na Kolossense 2 vers 14 en 15, waar Jesus gesê het hy het oorwin en dat alle wettige reg wat Satan teen ons het, is teen die kruis vasgeslaan. Sure. Maar dit beteken, ons het nodig om te sien, waar is daai wetlike reg wat Satan deur ons eie skuld gegee Ja. is. Ek sê altyd, jy weet, as ons, Lukas 10 vers 9, waar God duidelik sê, hy het vir ons alle autoriteit So. oor al die werke van Satan gegee. Autoriteit en krag. Beteken dit daar's niks oor vir Satan nie. Hy het daai autoriteit vir ons gegee. Ja. So nou waarom sal ons gaan en vir Satan sê, ag sies tog, jy het niks om my mee te slaan nie. Jy het niks om my mee aan te val nie. Kom ek gee gou vir jou iets. Hier's 'n lat. Ja. Hier's oordeel. Ek maak gou vir jou deur op. Kom slaan my.
ek wil hê dit moet sleg gaan in my lewe. Natuurlik sal ons dit nie wil doen, Nee. maar ons doen. Ons doen. Want ons is nie bewus van die autoriteit wat ons het en wat ons weggee Sure. deur hierdie ding van trots, Ja, van oordeel. presies. Dat ons nie in nederigheid stap nie. Dat ons nie in liefde wat onverwaarlik stap nie. Ja, Want ons menslikheid moet doodgaan. En dis wat Paulus sê. Ek kan nie nou onthou waar sy adres nie, maar hy sê iewers in die woord Ja. dat ons kan nie meer die verskoning gebruik, maar ek sê 'n mens nie. Want die gees van God, ja, almagtige God, skepper van hemel en aarde, is binne ons. Ja. Daardie krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het, is in ons. So hoe kan ek nou maar sê ek's nou maar net 'n mens? Nee, dis 'n verskoning. ja, Ons moet daai in die oë kyk en sê nee, ek kan nie meer daai verskoning gebruik nie. Ek het nodig om die krag van God wat in my is te ontwaak, ja, wakker te maak en saam met hom te werk en skoon te maak in my lewe wat ek moet. Ek gaan oordeel bely. Ek gaan veroordeling bely. Ek gaan trots bely. Ek gaan dit voor die kruis slaan sodat Jesus Kolossense 2 vers 14 kan vat en daai belyde sonde wat nou vergewe is, teen die kruis kan vaslaan en sê, daar staan dit vir die openbaring om te sien, nie om my te beskaam nie, Ja. maar om te wys dis uitgesorteer. Sure. Dis betaal. Ek is vry daarvan. En dan om die vryheid te stap. ja, Daai vryheid myne te maak en daarin te stap en te sê ek is vergewe. Ek is vry prys en die ek kies Here. om nou hier in te stap want keuse is een van die grootste goed wat ons moet oorwin. sure. Want God sê mos my genade is elke oggend vars. Ja, En ons bekommer oor môre want ons het nie môre se genade nie. Ons het vandag se. ja, En daarom kan ons vandag doen. swaar. En daarom sal ons môre kan doen. Sure. Want môre is daai weer daar vir môre. Ja, En dis hoekom die woord sê moenie bekommer oor môre nie. Dit gaan homself uitsorteer. Hy het bekommernisse van sy eie, maar môreoggend sê die Here, ek's weer hier. Kies my. ja, Stap saam met my. Kom ons vat vandag. Ons kan hom doen. ja. Is dit nie mooi nie? Dis pragtig. Ek dink so aan mense wat luister vandag en kyk selfs wat in situasies sit van onvergifnis en situasies sit waar hulle nie kan vorentoe beweeg nie. Dis soos mense wat in die modder spin. Ek sê nou die dag vir iemand, hoe meer modder jy op ander mense gooi, hoe meer kry jy op jouself. Dis waar. Sjoe. So Good one. soos jy sê, soos erns met 'n mense besluit maak en sê weet wat, ek gaan God se woord gehoorsaam. Dis die ding. Ek gaan binne God se prinsipe en binne sy orde inbeweeg en in daai spasie gaan ek die vrede wat die verstand te bowe gaan ervaar, gaan ek blydskap ervaar, gaan ek oorwinning ervaar en gaan ek my toekoms gerig vorentoe kan beweeg om die doel te bereik waarvoor hy my op aarde geplaas het. Ek dink as ons eendag voor die Here staan, dan gaan al hierdie dingetjies niks saak maak. Ek dink nou aan mense wat dood gegaan het in my lewe wat nie meer hier is nie. Ja. Mense met week argumente gehad het Ja. of verskille gehad het. Nou dat hulle dood is, Ja. al wat ek voel is liefde. Al wat ek voel is ek wil hulle weer sien. Ja. Maar toe hulle hier was, wou Ja. ek my punt bewys het, wou ek dinge gesê het en Sjoe. was die klein goedjies so belangrik. Nou beteken dit niks nie want daai mense is nie meer hier nie en baie kere wanneer ek met iemand in 'n geskil wil ingaan en ek het hierdie nou gaan ek my bors uitdruk en ek gaan my grond staan, Ja. dan sê ek vir myself, vat jou gou na die situasie as daai persoon nou weg is. Sal hierdie ding waaroor jy nou so fikseer Ja. en so obsessief raak, sal dit belangrik wees? Ja. En dan sê ek nee. Ja. Dis En so dan kan ek waar. verby dit beweeg. So vandag glo ek soos wat jy die woord gedeel het hier op Heartbeat FM, Heartbeat TV en wat ook al platform hierdie beland, glo ek dis soos hulle sê in Engels the valley of decisions. Daar's 'n besluit wat ons luisteraars en ons kykers moet neem vandag. Jy kan nie vorentoe Ja. gaan as jy agtertoe kyk nie. Jy kan Ja. nie vorentoe ry as jy Ja. die hele tyd in die triespieeltjie Ja. kyk nie. Ja. Jy moet Ja. konsentreer op dit wat God vir jou het. Sure. En terwyl jy in die verlede vassit, kan jy nie Ja. die toekoms omhels nie. Jy kan nie vorentoe beweeg nie. En soveel mense sit in daai situasie in die kerke. Ek werk 35 jaar met Sure. mense. Ja. Ek kom van huis tot huis en Ja. ek ontmoet mense wat inkom in die Ja. gemeente.
Elke persoon het 'n geskil opgetel, 'n Ja, ja. probleem opgetel. Ja. Hulle dra laste saam met hulle. Jy sien hoe dra hulle. Sommige Ja. van daai laste manifesteer in finansiële probleme. Ander manifesteer in siekte. Ja. Ander manifesteer in geweldige verhoudingskwessies. Korrek. Sommige van hulle kry psychological breakdowns, soos mental health issues, anxiety disorder, ja. generalized anxiety disorder, panic attacks, allerlei trauma en Ja. die Here het nie vir ons bepaal om so te leef nie, maar omdat ons buite die orde van sy woord leef en ons is nie gehoorsaam nie, Korrek. sit ons in 'n posisie waar die duiwel ons kan skop, slaan en doen net wat hy wil doen, Ja. want ons het soos jy gesê het ons autoriteit weggegee. Ja. En nou sit ons daar. Ja. En vandag daag Ja. ons die luisteraars en die Ja. kykers uit en sê kom Ja. aan nou, raak net wakker, skud jouself agter die kop. Ja. Soos wat ek moet doen. Ek erken Korrek. dit. Ek erken dit. My Absoluut. skoonpa was my pastoor gewees vir baie jare Ja. en ek het met hom beklei en gestry oor alles. Ek het altyd gedink ek kan alles beter doen. Ja. Die dag toe daai man sterf en hy's weg. Dit het my gebreek en al wat dit by my gelos het is ek moes nie daai argumente gehad het nie. Ek moes nie so pertinent gewees het, Ja. so arrogant gewees het, Ja. so vol van myself gewees het nie. Ja. Nou sit jy met daai Ja. jy weet daai gedagtes en ek weet ons het goeie tye saam gehad en ons het in die Here baie dinge saam bereik, maar ek het voel, weet wat, ek was eintlik Ja. baie dom gewees. Ja. Ja. Ek kan regtig identifiseer, is my baie interessant dat jy dit noem. Want jy weet die ding is, ek wil praat oor vergifnis. Ek dink ons kan eintlik 'n hele sessie doen net oor vergifnis. ons moet. Maar wat ek hierwer noem is die volgende is, jy weet mense sê ja, maar jy weet nie waar ek is nie. Jy verstaan nie. En dit is so. Maar weet jy wie doen? Jesus. Ja, amen. En dis ons het nie altyd antwoorde nie. Richard, partykeer het ons antwoorde. Ons kan kyk, is dit oop deure, is dit hierdie, is dit daai, is jy gesaai, is jy maai, wat moet ons bely, wat maar partykeer is daar 'n soewereiniteit van God wat ons net nie verstaan op hierdie stadium nie. En dis ook eintlik goed want hy's God. Ja, As ons hom kon verstaan het ons hom nie nodig nie, né? Maar wat ek wel weet is ek het so inteendeel in November my geestelike ma is oorlede in November. Ek jok, die 13de Desember. Maar die 27ste November het sy vir my geskakel. En ek was eintlik besig en geskarrel en ek wou op 'n stadium sê, hoorie, kan ek jou later terugbel, maar dis asof jy partykeer iets goed doen en jy weet nie eintlik jy doen dit nie. Ja. Want dit is glad jy nie, maar die Here het my net letterlik die genade gegee om die oproep te vat. Ja. En soos wat ek nou maar klaar gemaak het ons amper 'n uur 'n gesprek gehad. Richard, net om uit te vind dat die 13de Desember is hy skielik dood. Sjoe. En dit was my laaste gesprek. Ja. En So ek kan God nie genoeg dank Sjoe. dat ek die tyd gevat het om met haar daai gesprek te hê nie. Kosbaar. Dit was ons laaste gesprek. Ek het dit nie geweet nie. So kosbaar. En jy weet, mense wil nie nou diep raak of te sleg raak nie, maar die realiteit ons is begin huil hierso. die realiteit is niemand is môre gewaarborg nie. So, En ons het baie keer nodig om realiteit in die oë te kyk en te besef, net soos jy sê, weet jy wat? Ek sê altyd in Engels, don't sweat the small stuff. Being right is overrated. Jy kan reg wees, maar jy veroorsaak soveel skade in die verhouding met 'n kind, met 'n man, want jy wil altyd reg wees. Dis trots, liefie. Dis trots. Dis trots. So what? As jy reg is en jy kry nie al die erkenning daarvoor nie. Wie weet? En dis wat ek altyd sê, audience of one. Ja, God is my gehoor. reg. En as ek hom kan behaag. Richard, mense gaan van ons hou vandag en môre nie. Ja, Ek gee nie meer om oor opinies nie. ja, Ek kan dit nie bepaal nie. Ja. Ons het geen beheer nie, maar ek het 'n vermoë om reg te kies vir sy, vir hom, that audience. Amen. En solank ek sien altyd ek het hierdie beeld van Papa God wat vir al die engele sê, shh, shh, stop die worship gou, stop, kyk gou af, kyk daar, that's my girl. ja, Dis wat sy nou gekies het, teen al die dinge wat aangaan. Kyk hoe kies sy reg. ja, so. Kyk hoe kies sy reg. Ja, Richard, dis wat ons kan doen, ons kan reg kies. wow. Ons kan kies om te sê vlees, bly stil. Amen. Gees, staan op. So. Kies reg. In elke area, want môre is daai persoon miskien nie hier nie. En dan was ek reg en ek het my gesê en ek voel goed vir 'n oomblik, maar kan sleg voel vir 'n leeftyd. So. Dit gaan nie die moeite werd wees nie. Ek sal liewer God wil verheerlik en dat hy vir my opstaan So. as wat ek dit self doen in 'n verhouding verwoes en sit met spyt. So. Een laaste klein storieetjie. Ek het
My ouma was 'n pragtige kind van die Here haar hele lewe lank en sy het die Here so gedien en tydens ons dwelmverslaafde dae was sy die een wat gebid het. Sy het geloop met 'n skoppietjie in die daggapitte opgetel het. Oor sy so bang was dat die polisie ons sou toesluit. Sy is deur absolute hel. En latere jare toe ek nou tot bekering kom, toe het ek nou gesê okay, ek sal na haar kyk, jy weet. En ek het daar toe op 'n gevorderde stadium toe sy nou bietjie verswak het, was sy nou in 'n huis gewees waar sy bietjie sorg kon kry en so aan. En dan werk ek nou die hele dag en ek het soveel probleme en ons het deur geweldige diep dinge in die besigheid gegaan. Ek was besig om 'n graad in teologie te swat op dieselfde tyd. Sure. My ouma is besig om stelselmatig agteruit te gaan. En nou in die aande dan dink ek nou by myself, ek moet 'n draai maak by haar, maar ek is moeg. Goeie, nee. En ek is nie lus nie. Ek wil net voor die TV gaan sit en eet en net ontspan. Ja. Maar dan trek ek myself nou maar daarin en toe het ek ook geleer later dat ek moet altyd iets in die kar hê. Sy het hierdie Gastron gebruik en dan sy Imodiums gebruik en dan sy toiletpapier gesoek en seep gesoek. So ek het altyd, dan gaan koop ek by die apteek sommer 5 pakkies Gastron. Ja. Dan sit ek dit in die kar en dan want ek weet sodra ek daar kom die aand gaan sy my vra vir een van die 4 goed. Maar vandag is daai die kosbaarste herinneringe. Al die finansiële probleme wat ons gehad het. Al die probleme wat ek met kliënte gehad het met groot installasies. Ons het groot rollouts gedoen in IT en ons het groot en by die kerk ook. Die kerk het gegroei na 700 mense. Daar was stres en dit was besig. En nie enige van daai goed kan ek amper eers onthou nie. Al wat ek onthou is waar ek op hy stoeltjie gaan sit langs ouma. En sy sit so stil en sy sê, het jy toiletpapier onthou? Geliefie. Dis kosbaar. En dan sit ek nie daar, dan sit ek net 'n bid sê, Here asseblief, wat ook al sy vra, laat ek dit net in die kar het. Want as dan gaan ek nou Checkers toe ry en dit gaan soek. Dis kosbaar. Maar dis net daai kosbare oomblikke en om daai besluite te maak, want ons raak heeltemal soos robots. Ons leef nie meer nie, ons bestaan net. We only exist. We don't live anymore. En in daai hele hassel en bustle verpletter ons mense om ons raak ondraaglik ongeskik en onsensitief. Ons gaan net so deur die lewe. Vir wat? Nee? Gejaag na wind. Presies. En dis regtig so interessant hoe dit sê. En hulle vertel die storie dat in hulle familie het sy kort as hulle gesinne bymekaar is en koffie drink en lekker gesels, dan sal sy sê, weet julle wat is hierdie? Dis 'n gelukkige oomblik. En as hulle by die strand stap en almal geniet ietsie of so, dan sê sy, weet julle wat is hierdie? Dan sê hulle, 'n gelukkige oomblik. En ek dink miskien kan ons dit 'n lewenswyse maak, ietsie wat ons kan aanleer om vir ons kinders se kinders te leer. Dat soms moet ons net stop in die middel van 'n normale gesinsbyeenkoms en sê, weet julle wat, hierdie is 'n gelukkige oomblik, want is daai oomblikke wat nie vir altyd daar is nie. En as dit nie meer daar is, dat ons kan terugdink aan daai gelukkige oomblikke. Soos wat jy nou net gevoel het. Dis my so lekker om te sien hoe die Heilige Gees ons lei en hoe hy net die goeders bymekaar bring. Daar's hom niemand soos hy nie. Ek glo ons praat vanmôre met mense wat kyk en luister, miskien in die aand of wanneer ook al. Ek sien die mense kyk in die nagte hierdie video's. Hoekom slaap julle nie? 20,000 mense in die dag. Hulle slaap 3 uur die oggend, 4 uur die oggend, 2 uur die oggend. Wel ek sê digitale evangelisme is nagdiens mense. Ja, wel dit kan wees, So wanneer ook al en waar ook al jy kyk, glo ek net dat regtig ware besluit is iets wat net jy kan neem. Jy kan nie jou pa verander, jy kan nie jou ma verander, jy kan nie jou broer verander, jy kan nie jou suster verander, jy kan niemand om jou verander, jy kan nie jouself regtig verander, jy kan 'n besluit neem en die Heilige Gees toelaat om jou te verander. So en ek glo dis waarvoor ons gaan bid vanmôre. Ons gaan bid en ons gaan vertrou dat mense, baie kere doen ons hierdie altar calls by die kerk, wat mense uitkom en hulle gee hulle hart vir die Here. Ek wil amper 'n altar call doen en ek wil sê, gee jou lewe vir die Here, want baie mense gee hulle hart vir die Here, maar nooit hulle lewe nie. So goed gesê. Daar's 'n groot verskil. Daar's 'n groot verskil. En dit bring die heerskappy van God in. Is hy jou redder of is hy ook jou meester? Want is hy Lord? Want lordship is
Hy's ook die een wat vir jou sê, doen dit, doen dit, doen Ja. dit, en is, yes Lord. Sure. Daai gehoorsaamheid kom Ja. uit, en dis waar jou lewe neerlê. Ja. Dis nie net ek's gered, Ja. en nou gaan ek hemel toe nie, is, Ja. Here, hoe word ek dit wat U Ja. betaal het vir my om te wees? Ja. Hoe werk ek saam met U Ja. in hierdie proses van heiligheid en reinheid wat U wil hê ek moet instap? Ja. En ja, dit is presies dit. Ja, so dis waarvoor ons gaan bid. Ons Ja. doen 'n altar call vanoggend Ja. dat jy jou lewe sal gee en sê Here, jy weet wat, ek weet eers wat ek hier gaan doen nie. Ek onthou toe ek het gedoen het, baie kere het ek net gebid en gesê Here, hier is 'n gemors, ek weet Ja. nie wat ek gaan doen nie. Ja. Ek gee dit nou oor. Mm. En ek glo baie mense is op daai punt wat hulle sê, wie Ja. wat, ek het Ja. jy weet self met die berading, meeste van die tyd wanneer jy voor iemand sit en Ja. mense kom praat met jou en hulle vertel jou al hulle Ja, ja, ja. probleme en jy luister daarna, dan kom jy agter hierdie persoon het sy hart vir die Here gegee, maar nog nie sy lewe nie. Korrek. En hy is Korrek. besig om sy eie lewe op te mors, Korrek. want hy bestuur Ja. self, hy het Jesus uit die stuurwiel uitgeskop, uit die beheer uitgeskop en hy ry self. Ja. En nou ry hy en alles Ja. vas en die Ja. kar is vol stampe Korrek. en duike en dit lyk verskriklik al. Nou hy lê oor die kar en hy bid die Here met die kar regmaak. Maar die Here wil eintlik hom regmaak en Mm. God wil beheer vat Mm. en jou deur hierdie proses vat. Dis soos die proses wat ek nou deurgegaan het in die kerk vir die laaste jaar of wat. Mm. Dit is 'n proses wat die Here sê is nodig vir my lewe. Korrek. Die volgende fase van my bediening is om nederig te kan wees. Om nie vol van myself te Korrek. kan wees nie. Ons Ja. stap nou aan na 1 miljoen kykers wat Sjoe. reels gekyk het Loof God. teen die einde van die maand. Loof As dit God. gebeur het, sê nou maar 6 maande terug, dan sou ek my eie beel hard geblaas het. Maar nou die Here het my so gehumble waar. vir die laaste jaar, Ja, want hy ja. weet hy moet my reg kry Ja. vir wat hy wil doen. Dis die ding. Want hy kan nie deur my werk as ek dit nie toelaat nie. Dis die waarheid. En die kapasiteit Ja. van wat hy in my lewe kan doen is so groot soos wat my bereidwilligheid is om my Oeg. lewe neer te lê. So mooi. Dis so mooi, want wat sê die woord? Is God weerstaan die trotse, Ja. maar hy het genade vir die wat Amen. nederig is. Amen. En dit is waarvoor ons gaan bid. So. Ja, ek gee Kan oor ek aan kan baie dankie, wat 'n asseblief, voorreg. Abba Vader, ons dankie vandag dat Dankie, ons Jesus. kan kies om nederigheid te vat. Dankie Here. Here, nederigheid is iets wat die woord sê, wat 'n kleed is wat ons moet aantrek. Ja, Here. Dis nie iets wat ons verniet kry nie, dis nie 'n gawe nie, dis 'n keuse Ja. om nederigheid aan te trek. En ek wil vra, nommer 1 vandag, Abba, sal U ons vergewe vir al die woorde wat ons gesaai het. Ja. Woorde van oordeel, negatiewe woorde wat eintlik vloeke is, Ja. oor onsself, ons verhoudinge, ons huwelike, ons kinders, ons mans, ons toekoms, ons kerke, Ja. ons leiers. Abba, vergewe ons. Ja, ja. Kanselleer daai woorde, In verwoes Jesus naam. daai oeste wat nie In 'n goeie Jesus vrug sou naam. oplewer nie, in die naam van Jesus Christus van Jesus Nasaret. Abba, kom en blaas nuwe lewe vandag in ons, Halleluja. sodat ons lewe 'n getuigskrif sal wees van U heerlikheid. Ja. Here, dat ons woorde sal weggee, dat ons U werklik dien, Halleluja. dat ons nie net voorgee nie, Ja. maar dat ons opreg is. Here, ons kan so hoogdrawend praat, ons kan al hierdie goed aan sê vir mense om te hoor, maar dit beteken niks, dis net 'n geraas, Ja. as dit nie opreg is, wat U regtig in ons lewe doen nie. Halleluja. Here, ek kom vra vandag dat U ons help om te klee in nederigheid. Dat U die blinde kolle sal kom wegvat. Ja. Dat U heldere lig, the glory light, dat dit Yes. sal kom skyn in Halleluja. heerlikheid, dat ons sal sien wie ons is. En dat ons nie in sak en as sal verval soos 'n victim nie. Ja. Want ons sal weet ons is oorwinnaars, maar ons moet erken en bely Halleluja. waar ons is, sodat ons nou na die kruis toe kom en sê, Here, ek kom lê dit neer. Halleluja. Nie om dit weer op te tel nie, Ja. maar om dit te drop, Ja. om dit daar te los, In en dat Jesus U in heerlikheid sal kom en dat U dit kan kom vergewe, dat ons nou kan vrygespreek word, Ja. dat ons die vryheid kan ontvang en dat ons dit nou by die kruis waar U dit kom slaan en vasspyker Ja. teen die kruis volgens die woord, dat daardie amper 'n getuigskrif sal wees. Halleluja. Nie om ons te verneder nie, maar om te kom getuig waarvan ons vry is. Want Halleluja. Here,
dit is wat 'n testimony is. Halleluja. 'n Getuienis van wat U kom doen in ons Ja. lewe. Wanneer ons sê ja, Here. Ja, Jesus. Wanneer ons reg kies deur die genade van die Here. Dat ons nie sal dink ons is iets omdat ons dit gekies het nie. Selfs as ons reg kies, is dit genade. Ja, Jesus. En ons sê dankie vandag daarvoor. In die kosbare naam van Jesus. Halleluja. Maak dit 'n waarheid, maak ons vry. Help ons om nederig te wees en dat U verheerlik sal word deur hierdie getuienis en al die vele ander wat mense getuig van U genade in die naam van Jesus. In Jesus naam. Amen. Amen.